omstandighede en druk van die lewe en die gejaagdheid van 'n wêreld, die gejaagdheid van 'n werk en verantwoordelikhede en kinders en omstandighede lê baie keer swaar op ons harte en swaar in ons lewens en bring ons op plekke wat ons voel dat ons nie meer kan nie. Bring ons op plekke dat ons voel dat ons moedeloos is en bring ons op plekke dat jy voel dat ek soek kits resepte in pille of in misbruik van alkohol of misbruik van enige middele om net te kan oorleef, om net fokus te kan behou of net te kan staande bly in die wêreld. Ons soek maniere om ons sterk te maak. Maak nie saak wat dit is nie. En dan kom Matteus 11 vers 30 wat hy sê, my las is lig en my juk is sag. Dan vra mens, hoekom dan voel dit nie sag nie, en hoekom voel dit nie lig nie? En dit wat die Here vir my hierdie week kom sê het, is dat wanneer ek voel dat die lewe druk, en wanneer ek voel dat ek nie meer kan aangaan nie, dan beteken dit dat ek 'n las geneem het, en 'n juk geneem het, wat nie van God af is nie. Dat ek laste dra, en 'n juk dra, wat God nie vir my beplan het nie. En maak nie saak of dit oor bekommernis is nie. Baie keer gaan dit oor 'n mens se kinders. Jy is bekommerd oor jou kind. Jy sien dat hulle verkeerde keuses maak. En jy is bekommerd en jy dra die las. Maar sy las is lig en sy juk is sag. Dit beteken dat ek my ingewurm het in bekommerniswêreld in die sienlike, in plaas om God te vertrou in die onsienlike, om te deel met dit wat my bekommernis is. Want sy las is lig, sy juk is sag. En wat is geloof? Geloof is dat ek hierdie laste, geloof is dat ek die siendelike vervang met die onsienlike, met die gees van God wat binne my woon. Enige saad het 'n vleeslaagie buiteom, maar binne in daai vleeslaagie lê die saad van God. Soos wanneer ek die saad van God toelaat in my hart, wat sê sy las is lig, sy juk is sag, en dat hy my bekommerste op hom sal neem, en dat hy dit sal dra. Daai saad moet in my hart ontkiem, die vleeslaagie moet sterwe. Wanneer ek wil voel dat ek sy las dra, wat lig is, sy juk wat sag is, moet ek my laste vir hom gee, en in die proses moet my vlees sterwe. My eie probeerslag, my eie bekommernisse. Maar ons is so gewoond om dinge self te wil doen, dat ons nie God se gees vertrou om te werk in ons geliefdes nie God se gees vertrou om te werk in ons omstandighede nie, want ons is gewoond, ons moet dit self uitsorteer, en dan dra ons die laste van die wêreld. My ma het altyd gesing, die liedjie, sy las is lig, sy juk is so sag, ek vind dat dit my nooit vermoei. Al gaan ek deur dag en nag. En dit beteken al gaan dit gemaklik met my en alles vloei wel, of al gaan dit in die donker, in die nag. Al is dit moeilike omstandighede. As dit moeilik is met jou, en as dit voel is nag by jou, en jy voel jy kan nie, in Engels sê cope nie. As jy voel jy wil ingee, as jy voel jou kragte laak te min, as jy voel jy kan nie fokus nie, as jy voel ek
het net nodig om te gee pad in my omstandighede. Wil ek vir jou sê dat jy is in jou omstandighede. Sy las is lig, sy juk is sag, maar jy moet jou vlees neerlê, sodat daai gees lewe kan skiet in jou hart. Vir hom om te werk in jou omstandighede, vir hom om te werk in jou geliefdes, het jy nodig dat die vlees sterwe. Dat jy na hom toe kom om te sê, Here, ek lê af die las van vlees, ek lê af die bekommernis, want hy het jou nie gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En as krag, liefde en selfbeheersing ontbreek in jou hart, dan moet jy weet, jy tap vanuit die vlees en nie vanuit die gees nie, want die gees se las is lig en sy juk is sag. As jy die vrug wil sien van die gees werk in jou mense se lewens, lê af die laste wat jou druk en tel op die gees se juk wat sag is en sy las wat lig is, sodat jy die vrug kan sien in jou omstandighede, die vrug kan sien in jou geliefdes. Ek het al die gedeelte gedeel van die boer wat die vrou optel langs die pad met 'n groot drom water op haar kop om die las vir haar ligter te maak. En hy stop met die bakkie en toe sy opklim en hy kyk in die triespieeltjie, toe sien hy dat sy sit agter op die bakkie, nog steeds met die drom op haar kop. Jesus wil jou laste dra, haal af jou laste en gee dit vir hom en vertrou hom, want dis wat geloof is. Om nie die laste te dra, om te hoop dat hy werk nie. Geloof is om die vlees neer te lê en toe te laat dat hy deel met jou bekommernisse in jou hart. Kom ons bid dan saam. Dankie. Dankie Jesus dat u las is lig en u juk is sag. En dat deels van dit, die belofte, deel van ons erfenis is dat ons kan lewe ten spyte van nag in ons omstandighede met 'n glimlag en met 'n vrolike hart, want u las is lig en die juk is sag. En in die vrolike hart, nie dat omstandighede verander nie, maar omdat ons weet dat ons opgevang is in die krag van God. En dat hy vir ons 'n weg baan daar waar geen weg is nie. Dat hy vir ons 'n weg baan in die woestyn. En dat hy toelaat dat strome van lewende water in ons binneste sal vloei. Uit ons binneste sal vloei. En in ons binneste sal vloei. En ons omstandighede verander. Ek gee vandag my vlees vir u en sê, Here, werk die gees in my hart, sodat strome van lewende water deur my binneste sal vloei. Amen.